met almal. Dit is weer lekker om weer hier te wees. Nadat ek laasweek uitgemis het, maar ons dank Here dat dit hier nog steeds aangegaan het. Ons het nog almal 'n ryke seën ontvang waar ook al ons vandaan af ingeskakel het. I think before we start, the little section we're doing tonight is 'n kort gedeeltetjie, maar dit is nogal 'n baie belangrike gedeelte. Ek dink die boekie som dit om in 'n halwe bladsy omtrent, maar daar's twee goedjies wat ons moet kennis van neem in daai gedeelte. So voor ons begin, en vra kom ons sluit net ons oë. Just close our eyes for opening prayer. Our gracious, loving Heavenly Father, Lord, we thank you for the opportunity of bringing us together and allowing us to come worship together and to pray together once again here in the middle of the week. Lord, I pray that your presence will be close to each and every one of us. May we truly feel your Holy Spirit moving from seat to seat, touching our hearts and opening our minds. And Lord, I pray that when we leave from here, that our minds and our souls will be refreshed for the challenges of the week that lies ahead. And Lord, I pray that we will receive a blessing. That's my prayer in Jesus' name. Amen. Die gedeelte wat ons vanaand gaan bespreek is found in Matthew 6 verse 10. It is, thy will be done in earth as it is in heaven. Ek gaan 'n vinnige opsomming gee van die 3/4 bladsy wat geskryf was oor hierdie gedeelte. Dit word daarso basies gesê dat die engele in die hemel nooit eintlik het enige werk geag het of 'n straf geag het om die wette van God na te kom nie. Omdat dit die liefde en die respek wat hulle gehad het vir God so groot was, dat dit nooit eintlik 'n probleem was nie. So met ander woorde, die wil van God is gelykstaande aan God se wet, en daardeur het die engele nooit eintlik enigstens 'n probleem gehad om dit na te kom nie. Tot en met die sondeval waar die wet uitgelê was vir hulle. Dit was so amper 'n skrik geweest vir hulle dat daar eintlik so 'n ding is soos 'n wet, wat hulle nooit hier agterkom nie, omdat hulle dit uit liefde uit konstant nagekom het. En dan word dit vergelyk met hoe dit hier op die aarde is, waar die mensdom het nou 'n straf sien om die wil van God na te kom. They see it as a punishment to follow the will and the law of God. And so in summary, that little section just tells us that when the Lord's Prayer is given and it says, thy will be done in earth as it is in heaven, we need to note actually that it is a comparison between the two aspects or the two places. Dat daar vergelyking is tussen die hemel en die aarde hierso. Eintlik 'n gebed dat daar 'n wens is dat God se wil sal geskied hier op die aarde. Nou, daar's twee goedjies wat ons moet nakom. Eerstens, in die hemel was God se wet en sy wil nagekom deur die engele. Dit was nie 'n straf gewees nie. Dit was nie 'n probleem gewees vir hulle om dit na te kom nie. Maar dan kom ons hier op aarde, waar iewers skielik om die wil of die wet van God na te kom vir baie mense 'n straf is. Of ons ag dit as wetties, of jy word gered deur jou werke, maar die engele het dit nooit gesien nie. Die engele het nooit ervaar dat jy iewers skielik nou deur jou werke gered is, wanneer jy net die wil nakom van die een waarvoor hulle so lief het. My gedagte aangaande hierdie is, ons het baie keer hierdie gedagte van, en ek weet nie hoekom my brein altyd iewers skielik daartoe hardloop nie, maar as iemand hulle lewe verloor, het ek al baie keer gehoor, dis die Here se wil dat daai persoon dood is. Of die Here het die mooiste blommetjie kom pluk in sy tuin. Ons hoor al daai goeders op die Here, hy was so naby aan daai persoon, hy het hulle kom haal om vroegtydig daar te wees. Dis nie die God wat ek ken nie. Nowhere in the word of God does it reveal that God's will is that anyone should die. In fact, his will is that to come and give in life in abundance. He wants and he works to saving us, not letting us die. And there's many other aspects regarding that. The point comes to mind then, does God's will actually happen on earth? Die gebed is eintlik 'n pleit. It's a prayer of, what's a pleit in Engels nou? It's a prayer of a request or a pleading
that his will be done on earth as it is in heaven. So it actually means that very little of God's will actually happens on earth. Because this is where we say, well, everything happens according to God's will, then that's a very scary line we are treading on. Dan dink ons aan as kinders gemolesteer word, as ons dink aan mense wat vermoor is, mense wat seer gemaak word, kan ons dan net sê, dit was God se wil gewees. Dit is nie sy wil nie. Sy wil is om sy kinders te beskerm, om daar te wees vir sy kinders. Maar die probleem is, as gevolg van sonde in hierdie wêreld, is al bitter min tye dat God se wil eintlik geskied. Maar die grootste plek waarvoor ons voor moet bid en pleit voor, is dat God se wil in jou lewe geskied. Dit is waar, as dit die beginpunt is, sal daar 'n groter aspek in hierdie wêreld wees waar God se wil geskied word, van meer mense se lewens sal getransformeer word in die karakter van Christus. So the first step that a person should pray for, the first place where you should plead for God that his will happen in this world is in your life. And that is following God's word, following his precepts, what he puts out for you to follow him in that way, to build a relationship with him, om sy karakter in jou lewe te aanvaar en daai veranderinge toe te laat. Deur om dit te doen, gaan iemand anders iets in jou sien wat hulle wil hê. En hulle sal na Christus toe verwys word. Maar ons moet baie oppas, groot oppas, om te sê dat God se wil seëvier in hierdie sondige wêreld. Want dit is Satan se wil wat seëvier op hierdie oomblik. Dink net aan al die slegte dinge wat gebeur in hierdie wêreld. Nou om te sê dis God se wil, is om 'n verkeerde indruk te gee van God. God se wil is nie dat daar pyn en ellende is nie. Anders as hy nie beloof het om eendag al daai dinge weg te vat nie. Hy wil vir ons lewe in oorvloed gee. Hy wil vir ons liefde gee. Hy wil vir ons alles gee wat hy al ervaar het in die hemel. Nie op hierdie aarde nie. Nie pyn en ellende nie. Nie verdriet, nie ouers wat kinders verloor nie. Dis nie wat hy wil hê nie. Dit is nie God se wil nie. Dit is as gevolg van sonde dat daai dinge in hierdie wêreld is. Sy wil was om Adam en Eva en die mensdom vir ewig in die tuin van Eden te hê. As jy sien wat hy geskep het in die tuin van Eden, wat het hy gegee vir Adam en Eva? Is nie wat ons vandag ervaar nie. So wat is die wil van God? Dat ons sy karakter in ons lewens toelaat om oor te neem, om volgens sy wil en sy wet te leef, uit liefde, nie uit werke nie, maar uit liefde vir die Skepper God wat ons het, die persoonlike God, die wat daar is vir ons, die een wat ons vertroos in die tye wat sleg is en moeilik is, en jou bystaan en weet waardeur jy gaan. So wanneer ons weer eens daarna kyk, en ek weet ons as predikante sê dit ook maar partykeer, hoe kan jy my sê, dit glip partykeer uit, voordat 'n mens behoorlik jou 2 sent daaroor gedink het, is wanneer iemand siek is, is die wil van God. Nee, dit is nie. Dis as gevolg van sonde in die wêreld. Dis as gevolg van partykeer jou eie slegte keuses, as gevolg van sonde in die wêreld. Maar dis nie die wil van God nie. Die wil van God, die enigste plek waar dit kan begin om te skied is in jou lewe. That is where we need to aim, that God's will actually happens, and that is in our lives. That's the first step. And from there, God will use you to influence others to experience the will of God in this world. So ek gesê, dit was 'n kort gedeeltetjie, maar dit is 'n belangrike gedeeltetjie. Mense kan eintlik baie daaroor gesels. Mense kan eintlik 'n lekker gesprek hieroor uitvoer eendag. Ek dink is dalk 'n goeie ding om te doen. Ek dink daar's 'n groot misconception, wat ook al dit in Afrikaans is, oor die wil van God in hierdie wêreld. Ons het hierdie gedagte partykeer en kom van dalk eeue af se verkeerde uitbeelding van wie God werklik is en wat hy vir ons lewens wil hê. Maar nietemin, ek hoop vanaand was 'n bietjie van 'n insig gewees oor hoe ek die woord van God verstaan in daai aspek. En vanaand se boodskap ook. En mag die Here julle seën. Ek dink voordat ons verder gaan,
En voordat ons hier oppreek vir ons gebede, kom ons tyd ons oor vir 'n slotgebed. Liewe Heer, ons weet dat in hierdie sondige ellendige aarde, dat U wil nie altyd seëvier nie. Inteendeel, sonde seëvier hierso. En die enigste plek waar daar dalk 'n klein liggie kan wees waar U wil kan seëvier is in ons persoonlike lewens. En deur dit kan daar meer aspekte van hierdie wêreld benader word. Maar liewe Heer, vanaand pleit ons by U. Laat die Heilige Gees toe in ons lewens om ons te wys, te leer en te lei wat U wil vir ons lewens is. Hoe om U te volg en te vertrou, hoe om U lief te hê sonder om te dink dat dit 'n werk of 'n straf is om net U te volg soos U vir ons gewys het en geleer het hoe. Die weer lei ons deur die Heilige Gees. Is my pleitgebed in Jesus naam alleen. Amen. 'n Geseënde aand vir julle elkeen verder. Totsiens.